Goeiemôre vriende, dit is vandag Woensdag 18 Junie 2025. O Heilige Gees, Gees van die lewende God. O Heilige Gees, U wat altyd ons fokus hou op die opgestane Christus. U wat ons altyd laat fokus op die kruisiging van Jesus, sy opstanding en sy hemelvaart. O Heilige Gees, U wat ons altyd fokus op Jesus se lewe, hoe hy gelewe het en wat hy gedoen het. En dankie dat U ons die hele tyd herinner aan Jesus se liefde vir mense. Jesus se liefde vir sondige mense. Dankie o Heilige Gees dat U inderdaad vir ons die hele tyd deur U woord wys, deur die apostels, deur die profete, deur die evangeliste, Here, deur die briefskrywers, deur die poëtiese gedeeltes in die Bybel, deur die oergeskiedenis. Here, hoe U nog altyd met ons 'n pad gestap het, o Gees van God, dat U vir ons kom en vir ons ook die vertaling doen van die Bybel in ons eie spesifieke omstandighede. Dankie vir U ongelooflike liefde vir swakke, sondige, stoffelike mense. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, dan lees ons aan hierso uit Spreuke 28. Ek het gister gesê 29, maar toe ek moes hom toe 'n bietjie teruggeblaai het. So ons is eintlik by 28. Gister 'n bietjie stil gestaan, vasgehaak by as iemand hom doof hou vir die wet van die Here, sal die Here 'n afskeid hê van so 'n man se gebed. Ons gaan aan by vers 10. Wie eerlike mense mislei sodat hulle die verkeerde pad loop, sal self in die gat val wat hy gegrawe het. Die opregte sal voorspoed geniet, sê die Spreukedigter. Julle kan 'n bietjie daaroor gaan dink, vriende. 'n Ryk man kan dink hy het die wysheid in pag, maar 'n arme mens met insig sien deur hom. As regverdiges rede tot blydskap het, praat almal met trots daaroor. As goddelose mense aan die bewind kom, kruip die mense weg. Kruip die mense weg. As ons daarby dit saam lees met vers 15 en vers 16. As regverdiges rede tot blydskap het, praat almal met trots daaroor. Dit is tog waar, as regverdige, as jy weet, is 'n betroubare persoon, liewe vriende, en hy het blydskap, het gewoonlik oor goeie dinge is hy bly. Oor goeie dinge is hy bly, Maar wanneer jy goddelose mense, wanneer hulle aan bewind is, dan is hulle net besig om knoeiery te beplan. Dis al wat hulle doen. Nou interessant, hy kom sê hierso in vers 15 gaan hy aan en sê hy, 'n brullende leeu en 'n beer wat wil rondstorm, soos die goddelose regeerder oor 'n weerlose volk. Hulle weet nie wat kom nie, hulle weet nie wanneer kom maar 'n aanval nie, hulle weet nie is dit nou veilig, is dit onveilig nie, En dan gaan hy aan, dan sê hy vers 16. As 'n heerser onverstandigheid kort kom, is daar baie verdrukking, wie uitbuiting haat lewe lank, So, as 'n heerser verstandigheid kort kom, as 'n heerser of as 'n regering, liewe vriende, onverstandig is, as 'n heerser en regering, liewe vriende, dwaas is, sottelik is, as hulle dom is met wat hulle doen, kom sê hy, is daar baie verdrukking, is daar baie verdrukking, en dis waar, ons kan dit sien in ons eie land, dis volop hier in ons land, volop wat hierso vir ons kom staan in hierdie 3 gedeeltes, waar hy kom sê, as goddelose mense aan die bewind is, kruip mense weg. Dit is so, vriende, later, as jy nou kyk wat in ons land gaan, hoe lyk ons plekke waar ons bly? Dis almal omtrent amper geelektrifiseer. Ons het die veiligheid wat ons in ons land moet hê, is verskriklik. Hoekom? Omdat die regering nie sy werk doen nie. As goddelose mense aan die bewind kom, kruip die mense weg. Ons kyk by ons whistleblowers. Julle paar van hulle sal dood. Hoekom? Omdat jy so 'n regering het, As goddelose mense aan die bewind kom, kruip mense weg. Kom ons gaan aan. 'n brullende leeu
en 'n beer wat wil rondstorm, soos 'n goddelose regering oor 'n weerlose volk, né? En jy sien dit ons sien dit nou gelukkig met die koalisie regering gaan dit so klein bietjie beter. So jy kan nie net kom en jy sit die wet 2% op. Jy kan nie net kom en jy belas die ouens wat al klaar morsdood belas is nie, né? Jy kan dit, maar liewe vriende, so is 'n goddelose regerder. Hulle is soos 'n brullende leeu en 'n beer wat wil rondstorm. Hulle wil net mense doodmaak. Hulle wil net diere verskeer, né? Soos 'n goddelose regerder oor 'n weerlose volk. Wat kyk en jy doen? Ons as volk kan nie veel doen nie, behalwe om te bid vir die Here, behalwe om te begin betrokke raak by munisipaliteite, behalwe om begin te betrokke raak by skoolbeheerliggame of waar ook al, om betrokke te raak daar en om daar jou inset te lewer. As al hierdie goed is in lyn. As in vers 16, as 'n heerser verstandigheid kortkom, is daar baie verdrukking. Daaroor kan ons 'n boek vol skryf in hierdie land van ons, né? As 'n heerser verstandigheid is, hy onverstandig is, as hy stupid is daar baie verdrukking. En jy kan dit begin sien in die ekonomie, die hele beleid wat die ANC regering besig is om uit te voer, en te volg. 'n Beleid waar hulle nie toelaat dat entrepreneurs regtig hulle gang kan gaan nie. Hulle kan tot op 'n punt, né? Die sentrale beheer wat hulle die hele tyd wil uitvoer, die beheer wat hulle wil uitvoer oor al die staatsdepartemente en almal is in hulle ouma aan. Nou met die nuwe gesondheidsversekering, sentrale beheer, wat gaan daar gebeur? Presies dieselfde. En so kan ons aangaan, hè. Dit is 'n heerser wat verstandigheid kortkom. Hier is nie 'n verstandigheid nie. Hier is 'n dwaasheid. Spesifiek by die ANC regering is dit daar, hè. En wanneer dit begin gebeur, as 'n heerser verstandigheid kortkom, is daar baie verdrukking. Vriende, ons kan dit oral sien. Né? Ons het dit in apartheid gesien, ons moet ongelukkig ons maar dit goed in die oë kyk. Daar het ons dit ook gesien, hè. Daar was nie verstandigheid nie, daar was verdrukking. Ons sien dit nou in ons land met die 30 jaar wat by die ANC in beheer is. Ons sien weer eens geen verstandigheid nie, onderdrukking. Ons sien dit in Nazi Duitsland daai tyd, nie verstandigheid nie, onderdrukking. So kan jy maar al hierdie plekke gaan opnoem. As daar nie verstandigheid is, en liewe vriende, ons is in Spreuke, waar kry jy verstandigheid? Waar kry jy wysheid? Op jou knieë. Voor die lewende God, wanneer jy gaan en bid en sê, Here, hierdie verantwoordelikheid het U vir my as 'n leier gegee. Here, wil U nie voor my uitgaan en vir my wys, wat is die regte ding wat ek moet doen nie? En wanneer jy dan droog maak en onverstandig is, gaan bely dit voor die Here, kry vir jou ordentlike raadgewers, wat weet wat gaan aan, praat met hulle en stel dit reg. Het moet nie gaan oor jou eie geld nie, het moet nie gaan oor jou sak en oor jou familie en oor jou groep wat jy kan bevoordeel nie. Jy is aangestel om die land te regeer, nie 'n groep nie, nie 'n party nie. Dit is waar verstandigheid begin, op jou knieë. En dan kom dit daar tye wanneer jy is regerder en is 'n president, die president, Cyril Ramaphosa, wat ons op hierdie stadium het, is ruggraatloos. Hy is absoluut ruggraatloos. Wat jy strepe begin trek in die grond. Wat jy sekere goed begin sê wat nie so populêr is by jou party nie. As 'n heerser verstandigheid kortkom, is daar baie verdrukking. En vriende, ons moet maar hierdie goed kaalvuis nou maar begin die hele tyd vir mekaar sê. Maak nie saak waar ons is nie, maak nie saak op wat se forum ons is nie. Wanneer daar eer is, gee eer. Wanneer jy vir iemand iets goeds gedoen het, gee dit vir hom. Maar vriende, wanneer hy droog maak, sê dit vir hom. Die tyd van stil bly en is 'n leeks, dit is verby. Ons moet maar die goed, en wanneer ek en jy ook droog maak, moet ons dit ook maar vir mekaar sê. Die swaard is mos maar twee snydend, hy sny alle kante toe. As 'n heerser verstandigheid kortkom, is daar baie verdrukking. Wie uitbuiting haat lewe lank, né? Wie bedrog haat, wie al hierdie goed haar lewe lank. Hoekom? Want hulle probeer die beste vir almal daar sit. Wat doen jy as jy die beste vir almal daar wil? Kyk hoe lyk Zimbabwe. Kyk hoe lyk hy. Hy was die kosmandjie van Afrika. Kyk hoe lyk hy nou. Hulle het al die boere daar uitgejaag, en wat nou? Nou wil hulle almal weer terug hê. Hulle inflasie was so, hulle moes 'n ander randeenheid van die dollar, né? So daar is heersers daar wat sotlik was, né? As 'n heerser verstandigheid kortkom, is daar baie verdrukking. Wie uitbuiting haat, lewe lank. Ag, met my 5 sent vanoggend. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar,
sy teenwoordigheid ervaar. Amen.